Liefste SA gemeente, dit is 'n wonderlike voorreg om weer vandag saam met elkeen van julle te kan saam wees. En as 'n netwerk van gelowiges hier in Engeland, anker ons onsself in die werklikheid van God se liefde, God se genade, God se vrede en God se waarheid. Nou, elkeen van ons is hierdie hele week lang gebombardeer met allerhande boodskappe, allerhande stemme wat vir ons sê wat saak maak en wat nie saak maak nie, wat ons waardevol of aanvaarbaar maak. En daarom sit ons nou hier en luister na God se stem, wat ons herinner dat ons geliefd, waardevol en aanvaar is, presies soos ons is. En mag elkeen van ons vandag die opgestane Christus op nuwe maniere sien. Vir die van ons wat met wanhoop worstel, ons het hoop nodig. Vir die van ons wat met woede sukkel, ons het die genade nodig om te vergewe. En vir die van ons wat swaar gebuk gaan, ons het vryheid en bevryding nodig. En mag dit vir jou so wees vandag. Welkom. Nou, vrae wat gedurig opduik by mense is, wat moet ek oor myself doen? Hoe kan ek myself beter maak? Hoe kan ek myself sterker maak? Hoe kan ek gesonder wees? Hoe kan ek my verhoudings verbeter? Hoe kan ek slimmer wees? Hoe kan ek ryker wees? Hoe kan ek meer suksesvol wees? Hoe kan ek minder eensaam wees? Hoe kan ek my verhoudings ryker maak? En jy behoort al hierdie dinge aan te spreek, wat dit ook al mag wees. Jy behoort daardie graad te kry. Jy behoort daardie gewoonte te breek. Jy behoort uit die skuld te kom. Jy behoort uit daardie verhouding te kom. Jy behoort daardie ring te koop en 'n huweliksaanbod te maak en op te hou mors met hom of haar tyd of net hulle. Miskien minder werk, miskien meer gesinstyd, of dalk meer werk en 'n bietjie minder Netflix. Jy moet dit vir jouself uitwerk. Ek wil tog 'n vraag in ons gesprek ingooi vandag, wat ek wil hê ons oor moet dink, en ernstig oor moet dink. Dit is nie 'n godsdienstige vraag nie, dit is nie 'n Christelike vraag nie, dit is bloot 'n menslike vraag. Maar soos ons gaan sien, as jy 'n volgeling van Jesus is, het hierdie bykomende vraag 'n spesifieke antwoord wat op ons gerig is. En dalk wil jy hierdie vraag neerskryf en op jou spieël plak, want dit mag 'n rukkie neem om dit te beantwoord. En dit is so belangrik hierdie. En die vraag is eenvoudig. Waarvoor is ek gemaak? Jy het reg gehoor. Waarvoor is ek gemaak? En nou dat jy klaar jou oë gerol het vir my en my simpel vraag en dit uit jou sisteem het, dink nog 'n keer oor hierdie vraag, maar ek wil hê jy moet daaroor ernstig dink. Hierdie keer, is jy gereed? Kom aan. Ek weet dit is 'n bietjie diep. Waarvoor is ek gemaak? Om te begin, almal weet waarvoor gereedskap gemaak is. 'n Lemsaag is nie gemaak om op 'n kommersiële vlug te neem in jou handbagasie nie. Hoe dit ook al sê, dit is ontwerp of geskep met 'n spesifieke taak in gedagte. 'n Lemsaag los 'n probleem op. Dit spreek 'n behoefte aan, dit help iets om vinniger en beter gedoen te word as wat dit andersins sou wees. Nou, hier is my nuutste gunsteling ding. En dit gaan 'n afleiding wees vir sommige van julle dames vir die res van hierdie preek. Het julle al een van hierdie gesien? Dit is die vroue armband konnekteerder. Ek het vir Natasha een van hierdie vir Valentynsdag gekoop. Trouwens, 2 van hulle het in 'n pakkie van 2 gekom. Hulle is so goedkoop en julle gaan een wil koop terwyl ek nou preek. Ek sê net. En moenie vir my sê nee, ek neem notas nie. Jy neem nie notas nie, jy soek een van hierdie op Amazon. Dit is die wonderlikste ding. Ons moes dit lankal al uitgevind het, dit is absoluut wonderlik. So wat jy doen is, dames, dit is vir daardie armband waarvoor jy 3 hande nodig het om dit aan te sit en een van die hande kan nie aan jou arm vas wees om dit te laat werk nie. Jy heg die een kant van die armband in hierdie knypertjie vas en dan hou jy dit so vas met daai armband en dan bring jy dit om en voila, jy haak hom in. So, hier is die vraag. Waarvoor is ons gemaak? Ons weet waarvoor al hierdie dinge gemaak is, maar ek wil regtig hê jy moet hieroor nadink vir die volgende paar minute. Wat van jou? Waarvoor is jy gemaak? Jy ken mense wat dit weet, en jy het hulle al in hulle element gesien, en wanneer hulle in hulle element is en doen waarvoor hulle gemaak is, het jy al gedink, of dalk selfs gesê, wow, dit is presies waarvoor hulle gemaak is. Hulle doen hulle ding. Dit is waarvoor hulle geskep is. Praat van Natasha. Een van die dinge waarvoor sy gemaak is om iets vir kinders te beteken. Sy is net ongelooflik goed daarmee. Dit verg geen moeite nie, geen stres nie, dit is net mooi, dit is net wonderlik. Enige kind wat oor haar pad kom, dit is net so maklik en dit is so ongelooflik. En ek is net soos, kan ons nie net Netflix vir die kinders opsit nie? En sy is net soos,
So kalm. Vir haar is dit eenvoudig. Sy is net gemaak en gebou hiervoor. En sy het my verseker dat ek gemaak is om na die tyd op te ruim. Dit is waarvoor ek gemaak is. En ek is eintlik redelik goed daarmee. Maar nou ja, wanneer jy daardie ding doen waarvoor jy gemaak is, ervaar jy 'n diep gevoel van bevrediging. Dit gee jou energie, dit gee jou 'n gevoel van doelgerigtheid. Jy's nie uitgeput aan die einde van dit nie. Ander mense sou moeg wees, of geskok, of verstom. Maar jy? Dit is wat jou lewe gee. En hier is een van die redes hoekom ek hieroor praat. Hoe meer jy daardie ding doen, hoe meer moet jy geleenthede soek om dit nog meer te doen. Want dit is noodsaaklik vir jou welstand. Dit is noodsaaklik vir jou geluk. Jy weet dit waarskynlik. Dit mag selfs noodsaaklik wees vir jou gesondheid. Dit mag noodsaaklik wees vir jou geestesgesondheid, dat jy ontdek waarvoor jy gemaak is en seker maak dat jy genoeg van jou tyd en energie daaraan spandeer. En as jy nie genoeg aandag daaraan gee nie, jy gaan daarvoor betaal. En ek betaal daarvoor, as gevolg van hoe ons geskep is, hoe ons ontwerp is. En dan is ons ontevrede. Ons is gefrustreerd. Soms is daar 'n onderliggende soort woede wat net bly broei. Ons is geen plesier om rondom te wees nie. En weet jy wat ons dan doen? Ons begin 'n skuldige soek. Dis my baas, dis my werk, dis my loopbaan, dit is waar ons woon, dit is die weer, dit is my huweliksmaat, dit is my gebrek aan 'n huweliksmaat, dit is my verloofde, dit is die wêreld, dit is iets. Iemand. Ons moet iemand vind om te blameer vir die feit dat daar 'n diep gevoel van ontevredenheid is, omdat ons nie genoeg doen van dit waarvoor ons geskep en ontwerp is nie. Dit waarvoor jy gemaak is iets wat jy doen. Dit is iets wat nie net by jou eindig nie en dit bevoordeel nie net jou nie. Anders is jy soos die dooie see. Alles vloei net in en niks vloei uit nie. Dit is nie waarvoor jy gemaak is nie. Dit is iets wat jy doen. Dis iets wat nie eksklusief net vir jou voordeel is nie. Sommige van julle het dit reeds reg gekry om dit in julle werk te vind. Julle spandeer die meeste van julle wakker ure in 'n omgewing waar julle hierdie ding kan doen. En dit is wonderlik. Dit is redelik skaars. Maar as dit jou realiteit is dit daarom te koester. Vir ander van julle mag dit dalk 'n stokperdjie wees, dit mag 'n tydverdryf wees, dit mag wees dat jy iewers instaan, afrig, mentor of betrokke raak by iets in jou gemeenskap. Maar wat dit ook al is, dit gee jou energie en dit gee jou lewe. Moet dit nie afskeep nie. Dit gaan nie net oor jou nie, want die wêreld het jou nodig. Jou familie het jou nodig. Jou gemeenskap het jou om betrokke te wees by dit waarvoor jy gemaak is nodig, want dit maak jou gemeenskap beter. Dit maak jou familie beter. Dit maak die wêreld beter en dit maak jou beter. So vir die van ons wat Jesus volgelinge is, soos ek vroeër gesê het, is daar nog 'n laag tot hierdie gedagte. Daar's 'n ekstra dimensie hieraan. Beide Jesus en die apostel Paulus praat hieroor, baie duidelik. So vir die volgende paar minute wil ek iets uitpak wat die apostel Paulus geskryf het wat hiermee verband hou. Nou, Paulus skryf 'n brief aan die Christene wat in die eerste eeuse stad Efese woon, 'n kosmopolitaanse stad soos Londen, meestal heidene. Hy skryf dis nie vir 'n godsdienstige gehoor in terme van Judaïsme of heidendom nie, maar spesifiek vir Christene. Hierdie heidene wat Jesus hulle verlosser en koning aanvaar het, hulle word nou Christene genoem. En daar was baie konflik en spanning en in sy brief moedig Paulus hulle aan en help hy om vir hulle uit te lê hoe dit lyk om 'n Christen te wees in 'n kultuur wat destyds grootendeels anti-christelik was. So ons is in Efesiërs 2 rond, jy kan saam met ons volg. En hier is wat hy vir hulle sê. Hier is wat hy vir ons almal sê. Hy sê, want ons, en hierdie ons is die wat Jesus volgeling is, ons is God se handewerk. Die Griekse woord is poema. Hy verwys nie hier na die feit dat God ons fisies geskape het nie, dat ons na sy beeld gemaak is of ons fisiese liggame nie, dis iets anders. In ander vertalings staan daar, ons is sy vakmanskap, workmanship. Dit verwys na iets wat geskep is, iets wat met sorg en spesifiek ontwerp is vir 'n baie spesifieke doel, soos 'n gereedskap en toestelle rondom ons. Hy gaan voort en hy sê, ons is God se handewerk, geskep in Christus Jesus. Nou in die weergawe van die Christenskap waarin ek groot geword het, as ek nie geweet het wat die res van hierdie vers sê nie en ek moes raai hoe dit eindig, sou ek geraai het dat dit sou sê, ons is God se handewerk, geskep in Christus Jesus om hemel toe te gaan wanneer ons sterf. Want dit was so ongeveer die opsomming van die Christelike geloof waarin ek groot geword het.
Jy is 'n sondaar, jy het die heerlikheid van God gemis, jy vra vir Jesus om jou verlosser te wees, en wanneer Jesus jou verlosser word, het jy 'n verhouding met God. En wanneer jy sterf, gaan jy hemel toe. En dis omtrent die hele storie. Intussen doen jy jou bes en probeer jy om nie te veel moeilikheid te maak nie, maar as jy wel moeilikheid maak, is dit reg, want God vergewe jou mos. Maar sien, dit is nie hoe Paulus die sin eindig nie. En die rede waarom hierdie deel dikwels verwaarloos is in die soort kerk waarin ek groot geword het, en dalk ook die soort kerk waarin jy groot geword het, is as gevolg van die 2 verse wat hierdie vers vooraf gaan. Hierdie 2 verse het massiewe aandag gekry, en nog steeds. Hulle was sentraal tot alles, en as ek dit nou vir jou lees, gaan baie van julle dit kan aanhaal, of ten minste dele daarvan herken. Julle het dit al gehoor. En dit behoort ook baie aandag te kry, want dit is so ongelooflik belangrik. Paulus skryf, want uit genade is julle gered deur die geloof. En ons is soos, ja God, want dit beteken dat die rede hoekom ons 'n verhouding met God kan hê, is omdat God dit aan ons geskenk het. Dit is 'n gratis geskenk, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dan sê hy, en hierdie genade en hierdie redding, hierdie regte verhouding met God, is nie uit jouself nie. Met ander woorde, jy het dit nie self voortgebring nie. Jy het nie daarvoor gewerk nie. Jy het niks gedoen om dit te verdien of daarop aanspraak te maak nie. Dit is nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Hierdie redding, 'n regte verhouding met God, is 'n geskenk wat God gee. Nie deur werke nie, sê Paulus, en hy wil seker maak ons verstaan dit reg, nie deur werke nie, sodat niemand kan roem nie. Met ander woorde, niemand kan by die hemel instap en sê, wel, natuurlik is ek hier, het jy my lewe gesien? Ek was wonderlik. Ek weet nie hoekom jy hier is nie, maar ek weet hoekom ek hier is. Nee. Paulus sê, hierdie redding, die geleentheid om 'n verhouding met God te hê, is 'n geskenk, en gevolglik maak dit almal gelyk. Maar wat Paulus hierna sê, wat dikwels oorskadu is deur hierdie bekende verse, is super belangrik. Dit wys ons waarvoor ons gemaak is en wat ons met hierdie geskenk van genade moet doen. En dit is wat ons nou gaan verken. Dit maak nie saak hoe goed of hoe sleg jy is nie. Almal kom op dieselfde manier in. Dit is 'n uitnodiging deur God se genade en God se barmhartigheid. En as Christene vier ons dit in ons liedere, ons vier dit in ons preke, en dit is wat ons vir ons kinders leer, dat as jy jou geloof in Jesus stel, gee God vir jou 'n regte verhouding met hom. Dit is 'n geskenk. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie deur jou gedrag, jou pad daarin werk nie. So natuurlik, hierdie groot idee wat die apostel Paulus so welsprekend uiteensit, kry baie aandag onder Christene. En dit hoort ook so. Maar in die tradisie waarin ek groot geword het, was een van die belangrikste dele van hierdie stelling eintlik die leesteken, die punt. Punt, klaar, stop hier. Goeie nuus, ons hoef nie ons pad na die hemel toe te werk nie, oop te werk nie. Dit is 'n geskenk, die einde, ek is in, lekker dag verder. En hier het ons opgehou lees. Maar Paulus het nie daar opgehou skryf nie. Om net daar te stop, skep 'n ingesteldheid van, ek en God is okay, en as ek en God okay is dit al wat saak maak. Ek sal probeer om 'n goeie mens te wees, maar solank ek en God okay is dit al wat tel, en ek sien dit oral in mense. Maar dit was nie die einde van Paulus se gedagte nie. Trouwens, in die Griekse taal is daar nie eens leestekens nie. Dit eindig nie net met 'n punt nie, dit word verbind met die volgende verse deur 'n voegwoord. En onthou, voegwoorde verbind gedagtes. So hy sê, die goeie nuus is, julle is uit genade gered deur geloof. Dit is nie uit julle self nie, julle het nie julle pad daarin gewerk nie, dit is 'n geskenk. En dan sê hy, want. Met ander woorde, nou dat ons dit alles duidelik gemaak het, laat ek vir julle die doel daarvan verduidelik. Dit is nie net so dat jou ewigheid verseker is nie, daar is iets om te doen. En dan gee hy vir ons die toepassing wat ons bring by die vers waarmee ons begin het. Want ons is God se handewerk, sy vakmanskap. Ons is iets wat God met sorg geskep en saamgevoeg het. En nie net in ons is ons saamgevoeg nie, ons is geskep in Christus Jesus. En hier kom die belangrike deel, nie net vir die hemel wanneer ons sterf nie, maar vir iets hier en nou. Hier is dit, ons is geskep in Christus Jesus om te doen. Jy en ek is gered deur die genade van God met 'n doel, om iets te doen. En die doen deel hou direk verband met die genade en barmhartigheid wat ons in redding ontvang het. Daarom is ons almal geroep om 'n missie saam met God uit te leef, om iets in sy koninkryk te doen, hier op aarde gedurende
ons leeftyd. Dis iets spesifieks. Dit is iets wat verband hou met redding deur genade. Paulus werk dit verder uit en sê, ons is geskep in Christus Jesus om goeie werke te doen. Dit gaan nie net oor om 'n wetsgehoorsame burger te wees nie, dit is vanselfsprekend. Dis meer spesifiek as dit. Trouwens, dit is dieselfde taal wat Jesus self gebruik het. Dit is dieselfde terminologie wat Jesus gebruik het toe hy hierdie bekende woorde gesê het. Laat julle lig so skyn, dat mense julle goeie werke sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Jesus sê, ek wil hê dat julle my volgelinge, diegene wat sê dat julle aan my behoort, julle lewens so moet leef, dat mense julle goeie dade sien en dit direk verbind met julle geloof in my. Jou geloof in Jesus is nie 'n verskoning om op te hou doen nie. Jou geloof in Jesus is juis waarom jy doen wat jy doen. Jesus sê, ek wil hê julle moet iets in julle lewens doen wat 'n tasbare, sigbare verbinding skep tussen julle geloof en julle verhouding met julle Vader in die hemel. Met ander woorde, mense moet die manier waarop jy jou tyd spandeer, hoe jy jou geld gebruik, hoe jy jou prioriteite bepaal, sien en die verband kan lê tussen jou lewe en jou geloof en jou Vader in die hemel. En dit is nie net 'n saak van wees net 'n goeie mens, betaal jou belasting, bly uit die moeilikheid, sê niks slegs nie. Nee, dit is meer as dit. Dit gaan daaroor om vir ander te dien, mekaar te onderwerp, mekaar se laste te dra, die ekstra myl te loop. Dit is dit wat ons, as ons dit reg doen, as 'n kerk werklik uitlig. Nie as beter as ander mense nie, maar as anders, want ons volg die voorbeeld van Christus self. En onthou, Jesus het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dis reg voor ons. Wanneer ons maniere vind om ons lewens individueel en gesamentlik weg te gee in die naam van Jesus, dan is dit God se koninkryk op aarde, hier en nou. Dit is waartoe elkeen van ons geroep is. Die waarheid is, sommige Christene is so gefokus op redding deur geloof alleen, dat hulle die goeie werke heeltemal nalat. En die gevolg is 'n Kersvader weergawe van Christenskap. Die Kersvader weergawe van Christenskap sê, jy moet maar net goed wees, ter wille van goed wees. Met ander woorde, wees net goed, want God kyk of jy goed is. Jy moet net goed wees, want God gaan jou evalueer op grond van jou goedheid. Maar hier is die probleem. Om goed te wees sonder om goed te doen, is nie goed nie. Want dit maak ons nutteloos. Dit klink al kras, maar hier is wat ek bedoel. As jy net goed is vir jouself, is dit nie die soort goedheid waarvoor Christus Jesus ons Here ons geroep het nie. Want dit is totaal en al anders as ons verlosser, Jesus Christus. Wanneer ons in Christus is, doen ons Christus gesentreerde goed hier op aarde. Jesus sê nie, ek wil hê mense moet julle net as goeie burgers beskou nie. Nee. Hy sê, jy is geskep in Christus Jesus vir iets baie spesifieks, iets wat jou lewe en jou tyd verbind met God se werk in sy koninkryk, hier en nou, gedurende jou leeftyd op aarde. As jy nie 'n godsdienstige persoon is nie, of nie 'n Christen is nie, het jy seker al Christene teëgekom wat meer gefokus was daarop om ander te oordeel, as om vir ander iets te doen. En ek is so jammer. Ek wil op rekord sê, om ons koning reg te weerspieël beteken nie dat ons mense moet veroordeel nie. Dis nie waarvoor ons gered is nie. Dis nie waarvoor ons geskep is nie. Dis nie waarvoor ons gemaak en geroep is nie. Ons is geroep en geskape om ons lewens so te leef dat mense regop sit, oplet en sê, ek is nie seker of ek alles glo wat julle glo nie, maar wow, en dankie. Ons is beter daaraan toe, omdat jy in hierdie gemeenskap is. Ons is beter af, omdat jy in ons familie is. Ons is beter af, omdat ons saam met jou werk. Ek verstaan nie jou vlak van vrygewigheid nie. Ek verstaan nie jou medelee nie. Ek verstaan nie hoe jy haar so vinnig vergewe het nie. En as dit nie jou ervaring met Christene was nie, ek sê jammer. Want daardie Christene het dit nie reg gedoen nie. Ons almal maak foute. Trouwens, as jy 'n Christen is jy dalk 'n Christen omdat jy iemand ontmoet het wat dit verstaan het en dit uitgeleef het en jou geïnspireer het om dit te wees. En dan sê Paulus, ons is God se handewerk, geskape in Christus Jesus om goeie werke te doen, wat God vooruit voorberei het, sodat ons dit kan uitleef. Wat as dit waar is? Wat as God vooruit in die lig van jou persoonlikheid, jou temperament, jou seisoen van die lewe, jou stadium van die lewe, waar jy woon, of jy enkellopend is, getroud, geskei, of wat ook al in jou lewe aangaan, wat as God vooruit iets spesifieks vir jou voorberei het,
om te doen? Wat as God jou op 'n manier geskep het, sodat jy op 'n unieke manier sy handewerk kan wees? Met ander woorde, elkeen van ons het 'n goeie werke opdrag. Dit is waarvoor jy in Christus gemaak is. Dit is waarvoor jy geskape is. Jy is gemaak om koninkryk van God goed te doen. Goed wat God se koninkryk hier op aarde bevorder. As jy vandag in 'n kerk sit, of hierdie kerk opname kyk, hoekom bestaan hierdie kerk of daardie kerk? Waarskynlik omdat 'n groep mense lank voor jou daar was en hulle het koninkryk van God goed gedoen om daardie kerk moontlik te maak. Hulle het koninkryk van God gegee. Hulle het koninkryk van God gedien. Hulle het koninkryk van God vrywillig gewerk. Hulle het dalk koninkryk van God skoonmaak gedoen. Wie weet wat hulle alles gedoen het om seker te maak dat daardie gebou of digitale platform is daar vir jou. Dit is waarvan ek praat. Hulle het dalk ander talente en ander gawes, maar hulle het hulle unieke bydrae gevind en 'n manier gevind om te gebruik wat hulle het om God se koninkryk te bevorder. As jy in 'n kerk groot geword het en na sonndagskool of kerkkampe gegaan het, dan is jy die ontvanger van die koninkryk van God goed gewees. Christene wat geweet het, hierdie is waarvoor ek gemaak is. En dit is ook waar vir jou. Wat jy moet vra is, waarvoor is ek gemaak? Hoe kan ek my lewe en my tyd verbind aan God se werk in sy koninkryk? Want jy is geskep in Christus Jesus vir 'n spesifieke doel. En dit is nie net om 'n goeie mens te wees nie, jy is gemaak om goed te doen. As jy gegee het of gedien het in die naam van Jesus, as jy vrywillig gaan werk het by 'n projek, dit is koninkryk van God goed. Jy het jou talent en jou tyd geneem en iets gevind waarvoor jy goed is in een van daardie omgewings. Of dalk het jy die gawe van gee, of jy het geld gehad en jy het daardie geld gegee. Dit is die koninkryk van God goed. Dit is om daardie meer te doen as waarvoor jy gemaak is. Enige iemand wat jy sien rondstap in die gange van enige van ons kerke, wat besig is met iets, dit is koninkryk van God goed. En ek wil hê dat elkeen van julle dit moet ervaar. Wat as Paulus reg is? Wat as jy regtig God se hande werk, sy vakmanskap is? Wat as dit deel is van jou doel? Wat as dit deel is van die rede vir jou lewe en jy dit nog nie ontdek nie? Want as jy dit nog nie gevind het nie, beteken dit daar iets in hierdie wêreld is wat jou lewe meer betekenisvol sou laat voel. En weet jy wat 'n lewe betekenisvol maak? Wanneer dit 'n middel word tot 'n doel wat groter is as jouself. Wanneer jy 'n manier vind om jou lewe te verbind aan God se koninkryk, ervaar jy betekenis en doel, en Paulus sê, elkeen van ons het 'n plek waar ons dit moet uitleef. En as jy dit nog nie weet nie, dan moet jy dit begin soek. Want jy is gemaak vir meer. Jy is gemaak vir meer as net 'n wetsgehoorsame, vriendelike Christen burger wees. Dit is nie genoeg nie. Dit is gemiddeld. Dit is wat enige iemand kan doen. Nie net mis jy iets nie. Die wêreld mis iets. Die kerk mis iets. Want jy is gemaak vir soveel meer. Waarvoor is jy gemaak? Jy is die ontvanger van mense wat ontdek het waarvoor hulle gemaak is. En ek wil hê, jy moet ook deelneem. Nie net vir hierdie generasie nie, maar dalk selfs vir die volgende generasie. As jy nou nog nie jou doen gevind het nie, as jy nog nie jou rol, jou opdrag in die koninkryk van God gevind het nie, begin soek. Probeer verskillende dinge. As iemand jou vra om iets te doen, doen dit net. As iemand jou vra om ergens deel te neem, sê net ja. Miskien is dit jou iets, of dalk lei dit jou na jou iets, want die kerk is die episentrum van God se werk hier op aarde. Jesus het gesê, ek gaan my beweging skep, my gemeenskap, my liggaam, en dit sal vir altyd voortgaan. Julle sal my hande en voete wees, sê hy. My versoek aan jou, wil jy nie ten minste 'n paar dinge probeer nie? Wil jy nie bereid wees om ja te sê vir 'n paar uitnodigings nie? Maar wat jy ook al doen, moenie net tevrede wees met net goed wees nie. Jy's reeds goed. Kyk net hoe netjies sit julle hier in die kerk, of voor die skerm, so vriendelik en so beleefd. Julle droom dalk oor vanmiddag se skaalbout, maar julle kyk daarom vorentoe. Julle is goeie mense, maar moenie net tevrede wees met net goed wees nie. Jy is gemaak vir meer as dit. Meer is waarvoor ons gemaak is. Dit is die uitnodiging van 'n leeftyd, om te ontdek waarvoor ons gemaak is, binne God se koninkryk en sy plan op aarde. Ek wil hê jy moet hierdie vraag vat en daaroor nadink. God, waarvoor is ek gemaak?
en wees oop vir wat daardie antwoord mag wees. Nou vir die suidwykers onder ons, wat in Suidwyk is, ons het hierdie Sondag, het ons 'n Expo Sondag, waar ons elke liewe bediening stalletjies het, daar so in die kafee, so jy kan gaan rondloop en jy kan gaan kyk, waar is hierdie kerk oral betrokke en waar kan jy betrokke raak? Vir die res van SA gemeente, jy moet gaan uitvind by Rian en by Andre, hoe jy betrokke kan raak. Vir die Suidwykers, ons sal dit natuurlik ook in hierdie naweek se nuusbrief sit, jy het dit Saterdag reeds gekry, wat vir jou baie mooi uiteensit, wat is al ons verskillende bedieninge, waar jy betrokke kan raak en hoe jy betrokke kan raak. Ons sien regtig uit om die nommer 1 netwerk saam met elkeen van julle te bou. Mense wat weet waarvoor hulle gemaak is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons die gawe gee van U goedheid, van U liefde, van U deernis, van U vergifnis. Here, en dat U ook vir ons doel gee, en rigting gee, en 'n missie om te weet waarvoor is ons hier. Help ons om dit uit te vind. Help ons om nie te talm met dit nie. Help ons om besonderse moeite te doen, om presies te weet waarvoor U ons roep. Here, seën ons gemeente, seën ons saamwees, seën die nommer 1 netwerk vir ons lewe. Want U is die nommer 1 in daardie netwerk. Here, ons loof U naam daarvoor. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat jou geroep het om te wees wat hy jou gemaak het om te wees. Ek seën in die naam van Jesus Christus, wat vir jou kom wys het hoe dit lyk wanneer jy doen waarvoor jy geroep is om te doen. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat in jou is en met jou is, en wat jou sal lei en jou sal vat op die paaie waar jy moet gaan om te doen waarvoor jy gemaak is. In Jesus se naam alleen. Amen.